Goeiemiddag, so kom ek sluit hierdie jaar af met so 2 of 3 video's vandag van goed wat op my tafel is. So toevallig maandag aand op televisie sien ek 'n advertensie waar iemand sê sy doodstekking uitgeneem, daar was geen toetse betrokke nie, sy hoef nie bloed te gedoen het nie en binne minute het sy haar doodstekking gehad en hoe maklik was dit en die premie was maar een of ander paar R100 of wat ook al. Dis die punt. Die punt is wat ek wil maak vandag. Julle moet onderskei tussen omvattende doodstekking en beperkte doodstekking. Omvattende doodstekking beteken die maatskappy waar jy aansoek doen, gaan jou mediese vrae vra. Hulle wil weet wat is jou kroniese medikasie. Jy moet bloedtoetse doen. Dit gaan oor cholesterol, diabetes, lewerfunksie, HIV. Jy moet kan bewys jy's gesond sodat hulle dadelik vir jou die dekking sal gee dat as jy oor 'n week 'n hartaanval kry, dan gaan hulle uitbetaal. As hulle sê nee, jy's 'n gesondheidsrisiko, gaan die maatskappy sê omdat jy hierdie siektes gehad het, gaan ons sekere uitsluitings gee, so hierdie gaan ons nie dek nie, of omdat jy dalk bietjie oorgewig is, gaan jy bietjie duurder betaal as die ou wat langs jou staan, wat nie oorgewig is nie en wat gereeld oefen. So dit is waar die verskil inkom van omvattende dekking om vooraf vir die maatskappy te bewys. Jy is gesond genoeg en hulle die keuse wil hulle daai dekking vir jou gee, of teen 'n belading, of teen uitsluitings, of teen normale tariewe. Daar kan jy dan sterf, voordat jy nog jou eerste premie betaal het, kan jy sterf en daai maatskappy sal uitbetaal. Ek het baie getuienis daarvan en baie ondervinding, baie keer het ek dit al ondervind. Dan, ongeluksdekking. Ja, en partykeer skryf ons ongeluksdekking. Jy kry byvoorbeeld 'n verteenwoordiger wat baie rondry, 'n rep. En vir hulle gee mens doodsdekking wat net gebaseer is op ongeluksdekking, maar dit is addisioneel. Dit vervang nie omvattende doodsdekking nie. Jy kan mos nie net staat maak daarop dat jy enige ongeluk gaan sterf nie, of ongeskik gaan raak as gevolg van 'n ongeluk nie. So jy het jou omvattende dekking, en as iemand baie op die pad is en sy kans is baie groot om hy's meer oop dalk om in 'n ongeluk betrokke te wees, vir hom kan jy addisionele ongelukdekking gee. Ek het dit misal 'n paar keer al gedoen, maar ek sal dit nie aanbeveel nie. Ek bedoel, waarom wil jy 'n beperking sit op hoe jy eendag moet sterf? Weet jy iets wat ek nie weet nie? Want ons weet niemand hoe ons gaan sterf nie. So, toevallig net die volgende dag sien ek hierdie Nico van Geysen. Nou Nico van Geysen, hy plaas baie artikels oor finansies en ek hou nogal van wat hy sê. Ons praat nogal ook, saam. En hy sê toe nogal, die vraag wat hy vra is, hoekom sal 'n versekeraar polisse adverteer op grond daarvan dat geen mediese ondersoek nodig is nie? Vra Nico van Geysen. En hy sê, is dit 'n poging om mense te mislei of te verlei as so advertensie? En dit antwoord hy toe dis sommer dadelik, want dit is presies wat ek die vorige dag vir Etienne gesê het, wat my so kwaad maak van daai advertensies. En hierso sê Nico, moet jou nie laat mislei nie, gaan dokter toe pappa. Ja, gaan dokter toe, gaan trek jou bloed, maak seker jou dekking is omvattend en dis daar, maak nie saak hoe jy sterf nie, dis nie beperk nie. So ja, doodsdekking, lewensdekking, selfde ding. Maak seker jou is reg, maak seker dat die regte deel boedel toe gaan vir jou boedelkoste, en maak seker dat 'n deel aan jou afhanklik is, jou gade, direk uitbetaal, sodat hulle nie hoef te wag vir 'n boedel, om eers vir hulle later geld te gee nie. Dis die rol wat jou adviseur moet speel, né? Dis hierdie aanlyn goed, wat ek teen is, wat nie na al hierdie goed te kyk nie. Dankie julle.